Goeiemôre Gerard, goeiemôre luisteraars. En is altyd lekker om met jou te gesels, meneer. Nou moet ek vir jou sê dat jy weet ons kry altyd die persverklaringe voor die tyd en dan lees jy dit en dan prep jy nou. En toe maak my hart vir my so warm toe ek lees wat jy mee besig is. Nou natuurlik jy is 'n skrywer vanuit 'n naag af en jy het die of nie net jy nie, maar ek meen die behoefte gesien vir gebed in ons land. So kom ons praat bietjie oor gebed vir 'n boer met die boek wat ek nou net oor gesels het. Waar het alles begin? Jong, gelukkig het ons die Grendeltyd gehad, so ek was ingehok, ek kon baie dinge dink. So ek het net gevoel, jy weet, mens stel so minder seëninge, en een van die seëninge wat ons elke dag ontvang is die kos op ons tafel. Amen. So, en ek het onmiddellik aan die boer gedink en wat in ons land op die oomblik aan die gang is, plaasaanvalle en sovoorts, en ek het gevoel dat die boer kry so min ondersteuning. Hoekom ondersteun ons die boer met gebede nie? En dit is hoe ek toe nou 'n klomp bekendes en legendes by mekaar gekry het en gesê, kom ons plaas iets in 'n boek saam met die gewone Jan Alleman die straat. En ons sit 'n boek saam wat ek voel 'n geskiedkundige boek is, want dit het nog nooit in Suid-Afrika plaasgevind nie. Nee, dit het nie, en dit is regtig vir my so amazing, jy weet, toe ek sien wie die boek is geskryf, gebed vir 'n boer, dis ek like, wow man, dit is so awesome, maar nie geweet dat dit is letterlik 'n boek vol gebede nie. Nou as ons praat van bekendes, ek meen Solly Philander, Leon van Nierop, Amanda Strydom, Jonita Du Plessis, Annelien Kriel-Buyck en Joe Black, Amor Wittou en Jacques de Priester, en ek kan dit aangaan. Daar's 64 bekendes klaar in die boek geskryf, maar die mooi ding vir my is, almal van ons sit by die huis, ons bid vir die boere en ons wil graag 'n beterskap hê, maar so kan ons ook dan betrokke raak by hierdie boek, want jy deel raak van geskiedenis, en op die einde van die dag kan hoeveel mense, dan kan ek sê, die godheid en genade, selfs ook uit die boek uitkry, al is jy nie 'n boer nie. Presies. Ja, en ek voel, jy weet, terselfdertyd met die verkope van die boek gaan ons fondse insamel vir slagoffers van plaasaanvalle, gaan ons mense help daardeur. So wanneer die publiek 'n gebed instuur, daar's 'n inskrywingsfooi van R100 per inskrywing. En dit gaan natuurlik vir die druk van die boek en later dan die verkope van die boek. Al hierdie geld gaan alles vir slagoffers. En dis die mooi ding vir my, dit is regtig so amazing, want jy weet, soos ons weet, ons almal sit baie keer by die huis en dan dink ons, maar wat kan ons doen? Jy weet, my pa het altyd vir my geleer dat as jy nie 'n vraag of 'n antwoord kan beantwoord nie, gaan bid daaroor. En dit is presies wat ons is. Ons bly in 'n land waar ons so baie vrae het. Wat moet ons doen? Ons gaan op ons knieë en ons moet bid. Nou sê my gou, obviously die tema van die boek, soos hulle sê, is om saam te bid vir die veiligheid van die plaasboere, hulle gesinne en hulle werkers. En dit is soos jy gesê het nou, al die wins kan ek sê van hierdie boeke gaan aan die slagoffers van die boere, want soos of vir die boere se familie, want hulle kry nou swaar met al die dinge en ek kan imagine dat met almal wat jy praat is hoendervleis oomblikke is wat jy dit vir hulle noem en hulle spring seker na die kans toe om betrokke te raak. Wel, absoluut, weet jy, dit was net vir my so wonderlik toe ek al hierdie gebede ontvang van al hierdie bekendes. Jy weet, daar's een ouetjie, hy's 'n akteur, Hanno Hatting. Sy pa het groot geword op 'n veeplaas in Vrystaat, en nog steeds die plaas. Hy speel en hy het sy eerste rol losgeslaan in getroud met rugby. Hy het vir my 'n gedig gestuur wat hy jare terug geskryf het. En dit het in sy laai gelê al die jare, en hy het dit vir my gestuur en hy het sê, ek dink daar is nou 'n doel aan hierdie gedig, en dit is 'n besondere gedig, en dit is so hartroerend, en dit is ook hartroerend dat al hierdie mense so bygedra het. Dit is regtig, dit is 'n seëning van bo. Dit is definitief, maar weer eens, kyk na die tema van jou boek. Dit is presies wat die mense nodig het op die oomblik in tyd, waar, jy weet, ons het baie keer 'n boek by die huis waar ons 'n gebed vir die dag lees, maar hier sit jy met 'n hele boek vol mense wat hulle harte oopmaak, wat basies sê, wie wat, kom ons bid saam, and that's what we should do. Waar maak ons enigheid, is deur gebed, jy weet, en nou is die amazingste ding is, die mense kan ook betrokke raak, so ek wil graag deurwerk, kan ek amper sê, die reëls, as ek dit kan noem, vir die inskrywing. So kom ons werk bietjie daardeur. So is die Jan Allerman, of daar's baie digters daar buite wat by die huis maar skryf. So, hoe kan hulle betrokke raak om ook deel te wees van, kan ek sê, and I'm gonna claim it, die geskiedenis in ons taal? Daar is 'n webwerf, my eie webwerf, waar al die inligting op verskyn. Ek gaan gou die webwerf se adres gee. Dit is www
punt, en dan gaan dit nou uitspel, alles klein lettertjies, NICO-SCHAMREL.com. Ja, ek sal dit natuurlik ook op sosiale media sit. Ja, dit is op my Facebookblad kan hulle ook na toe gaan, die Nico Skamrel, dis my naam van, my e-posadres waar hulle bydraes kan stuur en natuurlik die bewys van betaling. Ja. Ek gaan dit ook gee, dis my naam van NICO-SCHAMREL@gmail.com. Die bankbesonderhede verskyn dan ook op die webwerf onder NS Liefdadigheid, daar so balkie. Kan jy daarop klik en dan al die inligting verskyn daar. So, die sluitingsdatum is 31 Desember hierdie jaar en as ons nog bydraes kry tot so 15 Januarie, dan is dit 100%. Ons wil die boek so teen einde Januarie volgende jaar, middel Februarie. Wow. Beskikbaar stel. Wow, dit is so mooi man. Nou kom ek sê daar is iemand wat nou sit en luister en dink wie, want hy's nie 'n skrywer nie, maar hy wil graag ook daarom net 'n bydrae lewer vir hierdie mooi inisiatief. Dit is nie nodig om actually in te skryf met 'n gebed nie. Jy kan ook maar net 'n klein donasietjie maak net om, kan ek sê, julle te help om hierdie gebede vir die nasie te druk. Ja, absoluut. En mense moet ook nie bekommerd wees oor spelling en taalgebruik en so goed. Dit is nie, ons liewe Jesus verstaan alles. Ons het ook 2 proeflesers, Ronel Marie Dan en Bets Koen van die skrywersgroep Pendant. Hulle gaan alles vir my proeflees. So as daar 'n spelfoutjie is, ons maak dit reg. So mens kan wees nie. Jy kan gebedjies skryf, as jy net 'n brief aan 'n boer wil skryf, kan jy dit ook doen. Wow. Wie want Nico, ek dink dit moet vir jou wat daar sit. Kyk, jy obviously kan ek nou so in aanhalingstekens, jy lees die boek ver voor ons om doen, maar ek dink jy wat daar by die huis sit en al die goeders bymekaar sit, natuurlik saam met die wat bydraes met NS Liefdadigheid, maar waar daar sit en al hierdie dinge, jy moet vele aande in trane sit met nommer 1 dankbaarheid, maar ook 'n bietjie van 'n seer hart om te sien hoe die mense voel oor hierdie inisiatief. Wel beslis, jy weet, ek het die mooiste gedigte gekry van Francis Grobler, en soos gesê, Hanno Hartung het my absoluut in trane gehad met sy gedig, en natuurlijk die stories agter dit alles, jy weet, daar Stanley Stevenberg, die wat hom nie ken nie, na die dood van elke boer, skryf hy 'n gedig, en dan gaan lees hy dit by die Voortrekker Monument. Dit is aangrypende skryfwerk wat ek ontvang, regtig waar, dit is ongelooflik mooi, en selfs van ons Jan Anderman, Jan Publiek, die skryfwerk wat ek van hulle ontvang het en gebede, dit is regtig besonder, en ek is seker van ons skepper koester dit baie na aan sy hart, en dat hy ons woorde sal aanneem en vir ons 'n antwoord sal gee. Amen, amen en amen. Nee, wie wat Nico, ek moet vir een ding sê, weet ek het al baie mense onderhoude gedoen en boeke en alles, maar hierdie het my regtig geslaan daar, jy weet soos hulle sê, reguit in die bloedpomp broer. Dit was vir my absoluut amazing, jy weet, en ek lees 'n stukkie van hierdie persverklaring waar hulle sê ons sterre kunstenaars, legendes en bekendes het hul kant gebring. Nou vra ons ook die hulp van die res van Suid-Afrika. Dit is so min gevra teenoor die boere om hulle werkers te doen, maar dit is vir my so mooi dit sê hierso, dit is 'n groot eer en 'n wonderlike geleentheid, en ek dink dit is presies wat dit is, net om jou dingetjie in te stuur, om deel te wees van, jy weet hoeveel van die mammas, pappas, broers, kinders van boere wat verlore geraak het, gaan met daai boek op hulle skoot sit, met trane in hulle oë en weet, Suid-Afrika staan agter hulle en voel daai seer saam met hulle. Dit is absoluut die doel daarmee. Dit is absoluut amazing. Nou Nico, ek gaan net weer deur dit hardloop. Natuurlik enige iemand kan inskryf vir hierdie. Dit kos jou R100 per skrywing. Dit is nie vir 'n wins nie, maar dit is natuurlik vir die kostes van die druk van die boek. Die mooi ding vir my is omdat jy weet boere klassifiseer hulle onder Afrikaans, maar dit is nie so nie. Engels en Afrikaans word natuurlik aanvaar. Gedigte moet natuurlik kort wees, 150 woorde. En die mooi ding vir my, julle sê dit is nie 'n rassistiese ding nie. So geen rassistiese of enige persoon of partye word benadeel nie. Hierdie gaan tussen my en die Here, en toevallig lees jy dit ook. Dit is maar basies waar die boek oor gaan. Absoluut, dit is nie polities nie, dit is 'n gebed vir 'n boer.
Dit is absoluut Vir die 'n stem. farmer, dit gaan in 2 gedeeltes wees, 'n Afrikaanse gedeelte en 'n Engelse gedeelte. Dude, hierdie ek kan nie wag nie. Ek kan regtig nie wag nie. Ek sal Ek is baie opgewonde. ek kan hoor in jou stem jy spring nou al reg op vir hierdie, maar natuurlik want dit is ek dink nie jy kan jy weet die Engelsman sê altyd jy kry vlek, maar ek dink nie jy kan kry nie. Hierdie is definitief in die Here se palm se hand geskryf en ek dink dit is broodnodig in Suid-Afrika om bietjie te sit. En as jy nie kan bid nie want jy voel bietjie donker, lees dan 'n ander gebed om lig in jou lewe te sit. Ja, weet jy, ek het onder andere gister 'n onderhoud gehad met jou radio en ek het vir hulle gesê, weet, ons Skepper het een keer kwartels se manna uit die hemel laat reën. En ek dink nie hy gaan dit weer doen, want daarvoor het hy die boer geskape. En ek dink hy het die boer geskape met die wete, wanneer ons bid, ons gee vandag ons daaglikse brood. Hy het geweet dat daardie brood deur die boer voorsien sal word namens hom. Dis En ek dink dit is die doel van die boer. So ons moet 'n bietjie eer aan hom bring en soos ek sê, iets goeds doen. Amen, brother. Amen. Manico, ek sê vir julle weer eens baie dankie natuurlik vir jou, vir al die mense en die liefdadigheidsdiens wat natuurlik saam met jou werk en die publisering daarvan, maar mag die Here jou seën my mater, want jy weet jy was op die regte plek op die regte tyd om die Here met jou te werk om vir jou te sê luister hierso, it's time for something like this. So my baas baie dankie. Ek sal al hierdie inligting op sosiale media sit op Luister FM se Facebookblad en natuurlik ook van jou na afwerk en kom ons kyk of ons hierdie boek so kan vol kry dat ons 'n tweede en 'n derde en 'n vierde uitgawe ook kan kry. Laat ons bietjie daai gebiede bymekaar kan kry en die Here te vra om ons boere te beskerm en ook vir ons daai krag te gee om deur hierdie moeilike tyd te werk. Baie dankie Gerard en dankie Luister FM en dankie aan al die deelnemers en al die luisteraars. Ek waardeer dit opreg. My baas mag die Here julle seën en ek stuur dit deur en ja, ons kan nie wag om my boek in ons hande te kry nie. Baie dankie. Ek ook nie. Daar sê alles wat mooi is hoor. Tata. Dit natuurlik is